georganiseerde chaos, so julle kan net rustig wees. Ons 'n klein bietjie vinniger sing asseblief, Marie. Dankie. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, die wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom
A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah. 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 The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah. Hallelujah. 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 Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet and side. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. 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 3 days went by, again they came to move the stone to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah.
Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by ons bymekaar koms. Goeie Vrydag wat ons die geleentheid kry om dan nou te reflekteer oor die kruisdood van Jesus. So as jy vanoggend hier is en jy's 'n lidmaat, baie welkom. As jy vanoggend hier is en jy kuier in die dorp of jy is hier met vakansie of wat ook al die rede, weet dat jy ook verskriklik tuis is vanoggend by hierdie erediens. Die erediens is 'n ander soortige erediens. Dis 'n responsoriese erediens. Met ander woorde is dit deelnemende liturgie. Daar's nie 'n formele boodskap nie. Dit gaan wees wat ek iets sê en u gaan reageer om so ons deelname te aktiveer. En alles van vanoggend gaan daaroor om ons harte te toets, om onsself te vra, maar waar staan ons in hierdie hele kruisverhaal? As jy gisterand nou nie was nie, ons het gisterand hier groot ete hier gehad en toe het ons hier in die gemeente gekuier. Hier was 'n klomp mense en hier was klomp borrels wyn en ons het hier op 'n tyd net vir omtrent 'n halfuur net gekuier. En die volgende oomblik het die bord net gesê, neem jou sitplekke in, die ligte het afgegaan. Ons het gefokus op so 'n paar vrae. Waarop stel jy jou prioriteite? In wie is jy jou hoop gestel? En toe daar so 'n mooi lied gespeel met harde donder weer. As ek gisterand was, die klankstelsel werk, nee. Hy werk. Die donder weer het so gebolder. En toe het ons Amazing Grace geluister. En toe het ons die kerk verlaat in stilte en in donkerte. Dis ook hoe ons vandag die kerk gaan verlaat. Sonder mekaar te groet. Daar gaan 'n dankoffer by die deure wees. En ons gaan uit mekaar uitgaan sonder om iets te sê. So dit is hoe ons sal afsluit vanoggend. Sondagoggend, dan vat ons dit weer verder. Sondagoggend 9:00. Ek gaan begin, ek het 'n uitdaging. Ek gaan begin by, as daar iemand jonk is, ja, julle, maar as die kinders is, wat dit wil waag, om vir my te kom wys, nee, hoe dink hulle het die paasgebeure gebeur, in watter volgorde, dan gaan ek vir jou Sondag 'n paaseier gee. So wil iemand kom probeer, wil een van, as jy enige ander kinders, jong van gees, jy kan ook 'n paaseier kry, daar's 'n dogtertjie wat sê, sy's eager, hier's nog 'n prop, is daar iemand wat wil probeer? Julle, okay, maar kom julle kinders, kom staan gou hierso. Kom staan gou hierso. Ek sal dit met julle deurgaan. Kom staan gou hierso. Gee julle by my kom staan. Rien, gee julle my los. Gaan jy kom staan? Ja, hier kom 'n dogter. Hoor jy, hier's die kleinste dogtertjie. Julle kan nie laat sy julle so ore aansit nie. Okay. Sy kan hier kom staan. So julle, hierso het ek 'n klomp goeters. Hier is nog 'n jong man. Julle, so. Jy wil nie, maar jy gaan nou sien hoekom dit so cool is. Okay, nou moet ek my eie storie reg kry. Okay, kan julle onthou, as julle hierdie klomp goeters sien, ons het takke, ons het, wat is die? Dis 'n donkie. Dis 'n donkie. Hy lyk, wat is die? As 'n bok, maar as 'n skaap. Okay. Die Play Store het net soveel goeders. Okay. So kan julle, wil julle probeer, as 'n mens dink aan die storie van Jesus, kan julle dit onthou? Min of meer. Okay, so kom ons begin by die begin. Dit het begin by palmtakke. Ja, dit was Sondag. Jesus kom in Jerusalem, hulle gooi palmtakke, of wat 'n dier ry hy? 'n donkie. Okay, so daar kom hy aan, die donkie wat nie staan nie, maar dan is dit die donkie. Wat gebeur dan? Gemeente? Yes. Hy het al ons sonde weggewas. Okay, so dan is dit die kruis, sê jy. Kom ons hou nog 'n bietjie vas aan die kruis. Wat eers iets gebeur, nê? Wat is die? Dis 'n shotglasie. Nee, dis 'n nagmaalglasie. Julle is nie nou in die kroeg nie. So
Okay, dan is dit 'n nagmaal, 'n broodjie. Kom julle moet nou wakker raak. Okay. Wat gebeur om die nagmaaltafel? Hæ? Okay, breekbrood, maar wat het ook daar gebeur? Wat het Jesus alles gedoen? Sê gou weer? Hy het voete gewas. Okay, hy was die stinkvoete. Protex, okay. So toe was hy mos die disippels en hy sê vir hulle maar 'n regte leier is 'n dienskneg. Okay. Toe sit die voete. Wat gebeur toe? Judas het verloon. Judas, mooi, Judas verloon vir Jesus vir geld. Klomp muntstukke. Toe gebeur daar nog iets. Die hoenderkraan kraai hoeveel keer? 3 keer. Wie maak droog die keer? Die blue-eyed boy, Petrus. Okay. Toe, wat gebeur toe? Toe sterf hy op die kruis. Wat is die? En? Dorings, okay. Dit is spykers. So toe sit die kruis en die spykers. Nou hierso kort ons ook nog 'n doringkroon. Maar toe sit nou, hier is die doring, die doringkroon gaan nou inkom. Maar hier is die kruis en die spykers. En wat toe? Toe is dit die swaard in sy sy. Toe wat kom al uit? Water. Toe kom al water uit. Toe is die Ou Testament profesie vervul om te sê dit was die lam van God. So toe is dit die swaard, die lam van God en toe die klip wat simboliseer? Toe maak hy die graf toe. En hier stop ons storie. Hier stop ons storie. Vandag stop die storie hierso. So as julle Sondag hier is en julle kan hierdie, ek gaan dit net hier hou en julle kan hierdie voorvat, nê? As julle hierdie kan voorvat en julle kan hom die storie klam, julle kan nou niks vat nie en julle kan die storie klam maak, gaan vir julle paas eiers gee. Okay, is dit reg so? So sien ek julle Sondag. Okay, julle kan gaan sit. Dankie. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Hulle is lekker skerp. Hulle is skerp, julle is nie so skerp nie. So ons gaan julle teologie met opskryf. Natasha, is dit jy? This is your lesson. Baie dankie. Thank you. I stole that from you. Julle is van waar bly julle in Durbanville? So lekker dat julle hierso is. Natasha is Marlene se kollega en gister toe doen sy dit met haar kinders en sy neem 'n video en toe pleeg ek plagiaat. So baie welkom vir die Durbanvillers. Ons waardeer julle. Gerrit is ook 'n prokureur. So, kom maar net sê, ek maak Koen. Hæ? Dis my baas, sê Marlene. So ek moet nou mooi praat. Okay, is jou baas. Okay. As jy nou vanoggend hier sit, daar's 'n paar foto's op die bord. Nooi ek jou uit om sommer so te sit. En ek vra vir jou, wat kom by jou op as jy die volgende foto's sien? So ons spandeer so 40 sekondes op 'n foto en ons sê maar net vir die Here, ons harte is vanoggend hierso. Ons daag op vir u dood. Johan, jy kan daai volgende netjie opsit asseblief.
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ek nooi jou uit om saam met my te staan. Ons sing vanoggend drie liedere, Hout, Kruis, en dan gaan ons met die orgel sing, Aanskou die Heiland, lied 396 en 384, Jesus, o dink aan my. Kom ons staan. Daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vol en zwyg? Ja, daar was 'n houtkruis, daar herinner aan 'n houtkruis vasgestaan. Ja, dat is 'n houtkruis, daarom sal ek sing. Wie sal my dan stil maak? Wie sal my die danse slaan afleer? Wie sal my kan doormaak? As my voete in die dans los volleer. Ja, daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed na die houtkruis kraak. Ja, daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Aanskou die heiland in die kruis, die hemelvors verag verguis. Vir my het hy om daar laat hang, hy leef, hy sterf in my belang.
Jesus, o dink aan my, wanneer U hier in U ryk kom. Jesus, o dink aan my, wanneer U hier in U ryk kom. Jesus, o dink aan my, wanneer U hier in U ryk. O Vader, baie dankie dat ons hierdie gebed mag bid en mag sê, Here, ons het nie 'n idee waardeur U gegaan het op hierdie dag nie. Ons kan ons nie eers indink daaraan nie, maar ons weet vandag is ons net hier, hartseer en jammer by die kruis. Ons wil kom vanoggend en sê, Here, vergeef ons. Vergeef ons vir soveel dinge wat ons net as vanselfsprekend aanvaar. Vergeef ons dat ons so min van Paasfees maak. Vergeef ons dat ons begrip te klein is vir wat U doen. Ons bid dat U in hierdie oomblik sal weet dat ons harte hier is by U. Amen. Amen. Ons gaan nou uit die Bybel lees. So ek het agtergekom met Paasfees is 'n mens so haastig. En 'n mens kry nie aldag geleentheid om die verhaal uit die evangelies te lees nie. So dit is wat ons nou gaan doen. So as jy jou Bybel het of jou foon het, is jy welkom om oop te maak. Ons gebruik hierdie jaar vir Markus. Dis die oudste van die evangelies. So daar was 'n bron gewees, die Key-bron wat hulle nie van geweet het nie. En Markus het baie van die Key-bron gebruik gemaak. En Markus het die autentieke weergawe van Jesus. So ons het vanoggend lesers wat vir ons gaan lees. En jy is welkom om saam op die bord te volg. Ons is in Markus 15. Ons lees van vers 6 af tot en met 41. So basies gaan ons die hele Markus 15 lees. Jy is welkom om te volg. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n naam met die naam Barabbas in die tronk saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond gepas. Pilatus vra hulle toe, wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Hulle het die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê, moet ek met hom maak wat julle die koning van die Jode noem? Kruisig hom, skree hulle. Waarom? Wat se kwaad het hy gedoen, vra Pilatus hulle. Maar hulle skree nog harder, kruisig hom. Omdat Pilatus die mense hulle sin wil gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate bespot Jesus. Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, ons groet U, koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg, en hulle knie gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Jesus word gekruisig. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het
die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kobbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9 uur, die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: toe jy wat die tempel afgebreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerders ook spottend vir mekaar gesê: ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Jesus sterwe. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, hom die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê: hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Ons gaan nou oor na die stasies van die kruis. Dis 'n responsoriese liturgie. So daar waar voorganger staan is ek, en daar waar gemeente staan, reflekteer u terug, saam hardop. Here, u het vir u disippels gesê: as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis dra en my volg. In u naam bid ons. Here, help ons om ons kruis op te neem en u te volg. U het voor Pilatus gestaan, ter dood veroordeel, terwyl u woord verwerp en u onskuldig verag is. Bewaar ons daarvan om u woord wat vol waarheid en heil is, te verwerp. U het u kruis gedra uit liefde vir ons en vir die ganse mensdom. Help ons om ons kruis te dra uit liefde vir u en vir ons medemens. Die gewig van die kruis was die las van ons sonde wat ons laat struikel en val. In ons swakheid kom ons na u toe vir krag. Al het u gelei, het u steeds uitgereik en u moeder versorg. Gee dat die kruis wat ons dra, ons nie sal verhinder om na die mense rondom ons om te sien. Toe u geworstel het om die kruis te dra, het hulle 'n verbyganger gedwing om dit te dra. Maak ons gewillig om so Simon die laste van hulle wat swaar kry te dra. Ander het dit ook gewaag
om U by te staan. Versterk ons geloof, sodat ons dit ook sal waag om na ons broers en susters om te sien. Die las van sonde het swaar op U gerus, terwyl U op die kruisweg voortgestrompel het. Vergewe, Here, die sonde wat ons laat struikel en val. U lyding op pad na Golgotha het die vroue van Jerusalem laat huil. Gee dat ons lyding in hierdie lewe opgeneem sal word in U lyding op pad na die kruis. Die volle las van ons sonde het U verbrysel. Laat ons nie in ons sonde aan onsself oorneem, maar bewerk in ons berou en geloof. Ontbloot en bespot het U die vernedering verduur sonder om daaroor te kla. Maak ons nederig in dit wat ons doen en daagliks ervaar. Vasgespijker aan die kruis het U U plek ingeneem tussen die veroordeeldes. Wees so ook tussen ons as sondaars en bring ons deur geloof saam met U in die paradys. Toe U offer volbring is, het U U lewe in die hande van die Vader oorgegee. Hou ons naby aan U kruis en aan U dood, nou en in die uur van ons dood. Troue vriende en toegewyde vriende het U liggaam versorg. Maak ons troue en toegewyd in die versorging van U liggaam, die kerk hier op aarde. In die graf is U neergelê, maar uit die graf het U opgestaan. Wees die Heer van die opstanding vir ons en vir almal wat aan U behoort. Here Jesus, ter wille van U kruis en lyding, is ons vrygespreek deur geloof, skoon gewas van sonde en herstel in ons verhouding met God. Ons dank U vir U kruis en vir die diepte van U liefde vir ons. Help ons om ons kruis in die wêreld te dra en om U te volg totdat ons saam met U in die koninkryk van God laat ingaan, waar U saam met die Vader en die Heilige Gees regeer, een God, nou en vir altyd. Amen. Dit is baie inhoud, dit is ryk inhoud. Om 9:00 is Jesus gekruisig, wat min of meer nou in hierdie tyd sou wees. Ek nooi jou uit om saam met my te staan dat ons geloof bely. Ons bely ons geloof saam. Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God die Vader. Hy wat in die gestalte van God was, maar homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Hy het op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. God het hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. In die naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here. Tot eer van God die Vader. Amen. Kom maar sit. Vriende, ons gaan nou ook begin klaarmaak. Dis nou die kruiswoorde met die kerse. Soos jy sien, is die kerse wat brand. Die liturgiese ruimte in die kerk het nie blomme in nie. Hier's niks wat hier is nie. En eintlik, wat eintlik hier moes gebeur het, ons moes eintlik gisteraand se vuil skottelgoed net so gelos het. Die brood, die halwe bottels wyn. Laat ons kan sien dat dit 'n fees is
wat onderbreek is deur die dood. Jy moet eintlik halfpad in jou ete net huis toe gestuur word deur die hartseer van hierdie verhaal. So dit is vanoggend hierdie eenvoud, die blommeloosheid, die swart wat ons aan het, herinner ons dan nou hieraan. Ek gaan net gou hierdie kruises passieer. As ons die laaste een uitgeblaas het, is jy welkom om te staan. Ons sing die Onse Vader en dan kan jy staande bly vir 'n laaste gedig met die woorde, dit is Vrydag en dan gaan ons die kerk in stilte verlaat. Ek gaan net gou hierso organiseer. Hanlie, julle kan maar Johan, julle kan maar daai eerste woord opsit asseblief. Jesus het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het gesê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het vir sy moeder gesê, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Jesus het hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? Hierna het Jesus gesê, ek is dors. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom
Dit is Vrydag. Jesus bid, Petrus slaap, Judas verraai, maar Sondag is op pad. Dit is Vrydag. Pilatus worstel, die Fariseërs stel lokvalle, die skare beraam planne, maar hulle besef nie, Sondag is op pad. Dit is Vrydag. Die disippels is bang en onseker, so skape sonder 'n herder. Maria huil, Petrus ontken, maar hulle besef nie, Sondag is op pad. Dit is Vrydag, Romeinse soldate rand Jesus aan. Hulle klee hom spottend, hulle kroon hom met dorings, maar hulle weet nie, Sondag is op pad. Dit is Vrydag. Sien hoe stap Jesus met die kruis. Sy bloed drup, sy liggaam gee op en is uitgeteer. Sy gees is moeg, maar sien jy, dit is maar net Vrydag. Sondag is op pad. Dit is Vrydag, die wêreld wen, die mensdom sondig en boosheid heers. Dit is Vrydag. Die soldate spyker die hande van my koning aan die kruis. Hulle spyker die voete van my koning aan die kruis. En dan lig hulle hom op langs misdadigers. Dis Vrydag, maar laat ek jou iets vertel, Sondag is op pad. Dit is Vrydag, die disippels bevraagteken die koningskap van hulle koning. En die Fariseërs vier fees, want hulle strategie is bereik. Maar hulle weet nie, dit is nou eers Vrydag, Sondag is op pad. Dit is Vrydag. Hy hang aan die kruis, voel verlate deur sy Vader, alleen en sterflik. Kan iemand hom nie red nie? Dit is Vrydag, maar Sondag is op pad. Dit is Vrydag, die aarde bewe, blou lig is skielik oortrek met grys donker blitse. My koning se gees verlaat hom. Dit is Vrydag. Hoop is verlore, dood het oorwin, sonde het verower en die Satan lag. Dit is Vrydag. Jesus is begrawe, soldate bewaak die graf en 'n groot klip word gerol. Dit is Vrydag. Dit is maar net Vrydag. Sondag is op pad. Amen.